Dit laat my wegdraai van die wêreld, dit laat my nederig voor U daal. Daar's 'n vuur hier binne my en dit brand, ja, dit brand my. Goeiedag geliefdes, vandag lees ons uit Romeine 8. En ons het nou al gepraat oor 'n paar gevaarlike kombinasies hierdie week. Maandag het dit gegaan oor wind en vuur en daarna het dit gegaan oor wind en water. En gister het ons gesels oor Gees en Christus. Vandag gaan ons gesels oor mens en Gees. Romeine 8 begin met hierdie wonderlike openingsvers. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar ek lees vir ons van vers 4 af. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees van God laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. Hier is 'n gevaarlike kombinasie. Mens soos ek en jy, wat bely en glo dat ons in Christus is, daardie mens, saam met die Gees. Dis 'n baie gevaarlike kombinasie, dis 'n dodelike kombinasie, vir wat? Sodat ons altyd sal oorwin, sodat ons enige stryd waar ons betrokke raak sal oorwin, nee. Sodat jy jou eie sonde kan oorwin. Dis wat hierdie teks so op 'n besondere manier vir ons leer vandag, en dis hoekom hierdie kombinasie van mens en Gees so gevaarlik is. Dis asof die wêreld so maklik oorgee aan sonde. Selfs Christenmense. Wat sal sê, ag, ek is maar so gemaak en so gelaat staan. En dan gee ons nou maar oor tot elke lus en drang wat ons het. En ons noem dit nou maar deel van ons persoonlikheid, of deel van ons tekortkominge, of deel van maar net wie ek is, arme ek. Ek is maar so. Maar nee. Wanneer daar kombinasie van Gees en mens plaasvind, dan is die ou mens dood, en die ou denke is dood, en die ou manier van dink en doen is dood. En die nuwe breek aan. Die wêreldse denkwyse, die wêreldse doenwyse gaan dood. En 'n oorwinnende een wat God eer, word gebore. Kyk wat sê hy hier. Die sonde is in die, en die sondige natuur is in die gestalte van die Seun, Jesus Christus die mens, veroordeel en afgehandel, en daarom leef die wat nou in Christus is, deur die Gees. En kan ons die wil van God doen? Kan ons die wil van God uitleef? Het is so my gebed elke dag intens, dat Christenmense hierdie sal snap, en dit sal verstaan, en begin om ook oorwinnend oor die sonde te lewe. Want dis waar hierdie kombinasie gaan. Die kombinasie met die Gees gaan hieroor. Jy kan heersend oor sonde, volgens die wil van God, 'n lewe leef tot sy eer. Want jy kind van God, soos dit hier sê, die Gees van God woon in jou. Shalom.